Maar eendag gaan my note sweef en my woorde gaan van pathos leef. Ek gaan mooier klink as my wildste wens, as my liggaam vry word van die mens. Dis as hy weer kom, as hy weer kom, as die wolke krom trek van gewig en die koning kom vir ou Laas terug om 'n ring te bring en vir sy bruid te sing. Dis as hy weer kom. Ek's vasgevang in my eie lyf, my gedagtes strek soms skief. Ek's moeg gestryd en die slawerny van die tyd waarin ons leef. Ek val so maklik en staan weer op, net om môre weer te val. Ek raak die pad soms byster in die donker van die dal. Ek's 'n nuwe mens, maar ek's net 'n mens. Maar eendag gaan ek vlerke kry, ek gaan wegvlug vir my skewe lyf. Ek gaan mooier word as my wildste wens, as my liggaam vry word van die mens. Dis as hy weer kom, as hy weer kom, as die wolke krom trek van gewig en die koning kom vir ou Laas terug om 'n ring te bring en vir sy bruid te sing. As hy weer kom, is as hy weer kom, as die wolke krom trek van gewig en Jesus kom vir ou Laas terug om 'n ring te bring en vir jou te sing. Dis as hy weer kom. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir my sonde skuld vergewe, koning van my lewe,
sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Reddende Heere, lewende woord. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak, open my oë,
Goeiemôre gemeente. Hy het werklik opgestaan. Vandag is die dag wat ons kan jubel en juig saam met ons broers en susters reg oor die wêreld. Dis nie net hier op 'n daarstop nie, dis oral is mense besig om te stap met 'n jubel in hulle stap, met 'n vreugde in hulle hart wat wil uitkom, wat dit wil deel met 'n opgewondenheid. En dis my gebed dat jy vandag hierdie vreugde nie vir jou net sal self hou nie en dit net 'n mooi gedagte is nie, maar jy vandag sal hoor dit is iets wat in die geskiedenis gebeur het, iets wat die hele wêreld verander het. En dat dit jou hier laat sal weggaan met 'n glimlag op jou gesig. Ons is so bevoorreg om 'n gemeenskap saam met ons te neem op hierdie reis. En baie keer is daar goeie oomblikke wat ons saam vier en ons ook hartseer oomblikke. En ek wil graag begin by Erna en Herman en die Gous gesin. Ons dink aan julle met die afsterwe van julle ma en die pad wat julle hierdie week moet stap. Ons bid vir julle en mag Here die liefde en die genade van die Here beleef in hierdie week. En ons dink oor aan Maritjie Bekes, wie se ma vanoggend oorlede is. As jy dit kans kry, as jy haar persoonlik ken, dra asseblief op in julle aan haar gesin op in julle gebede in hierdie tyd wat hulle moet voorberei om deur 'n rouproses te gaan. En geliefdes, wat 'n beter dag is om mekaar te troos as die dag waar ons kan saam met Paulus skree, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Die dood het nie die finale sê oor ons nie. Vandag kan ons sê, ons klou aan die Here en nie die dood nie. En elkeen van ons het ook 'n pad wat ons stap. En ons Masinga span het gister 'n groot tree geneem met die bazaar en ons is baie bevoorreg om te sê, ons het meer as R31,000 ingesamel. So kom ons gee vir die span en die Here 'n groot handeklap. Geliefdes, dis vat baie energie en tyd om so ding te reël en almal met hulle hande beskikbaar stel en ek wil namens van die bedieningsspan vir die Masinga span sê baie dankie. Julle wat hier vanoggend is, die van julle wat aanlyn kyk, dankie. Dankie daarvoor. Geliefdes, elkeen van julle het hier vanoggend gekom met 'n sekere week wat agter julle gelê het. Dalk het jy 'n goeie week gehad en het niks om te kla nie en dalk het jy 'n moeilike een gehad. En ek wil vir jou graag uitnooi om net vir 'n oomblik stil te word en jou oë toe te maak en weer te hoor hoe die Bybel vir ons sê hoe die wêreld verander het op die 3de dag. Kom ons raak stil en ons luister na hierdie gebeurtenis. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, ons weet nie waar hy hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die lindoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het, daar aankom, het by die graf binne gegaan en die lindoeke daar sien lê en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die lindoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Amen. Broers en susters, ek steek vanoggend die Christuskers aan. Nie dit is 'n teken dat die Here hier teenwoordig is nie, maar dat hy die dood oorwin het, werklik. En is die drie enige God wat julle groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ek wil jou uitnooi om saam met my op te staan en dan gaan ons 3 liedere sing. En hierdie is nie 'n gewone sang nie. Hierdie sang moet uit jou binneste kom. Wat ook al daar is, as jy onsekerheid het, as jy 'n vreugde het, as jy 'n liefde het wat jy so graag wil deel, deel dit vandag met die Here vanuit jou binneste. Kom ons staan en ons sing saam.
Vriende, kom ons bid saam. Vader, wat 'n vreugde is dit nie om te sê dat U enigste gebore seun werklik opgestaan het. Here, ons vra dat as ons U woord lees, dat ons nie net dit sal inneem as inligting nie, maar dat dit vir ons 'n werklikheid sal wees. Dat ons dit vas sal hou en dit nie alleen by ons sal los nie, maar dit sal gaan uitdeel, nie net deur ons woorde nie, maar deur ons dade. Here, ons vra dat U Gees vir ons die pad sal wys wat ons moet stap, die pad na vreugde, vryheid en liefde. Amen. Vriende, ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Korintiërs 15 uit en ons lees van vers 1 af. 1 Korintiërs 15, so as jy jou Bybels het, is jy welkom om daarna te blaai. Ek lees vanoggend uit die 2020 vertaling, anders kan jy saam met my op die bord lees. En ek lees vir ons. Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waar julle ook vas staan, waar julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer is, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en het op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig. En daarvolgens het julle tot geloof gekom. Maar as Christus verkondig word dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Dit is die woord van die Here. Nou vriende, ons almal weet dit is Paas-Sondag, maar ons leef in 'n wêreld waar hierdie eintlik 'n mite is. Dit is 'n mooi storie om na te luister en is 'n tyd om paaseiers uit te deel. Die wêreld het hierdie boodskap kom verander na iets wat dit nie is nie. En die hoofles wat ons vandag hier moet wegneem, en ek hoop regtig dat wat jou tuis kom, is dat hierdie 'n geskiedkundige gebeurtenis is. Dit is nie net 'n mooi verhaal nie. Dit is eers in die tweede plek dan 'n lewensbeginsel wat jy moet aanneem. En geliefdes, ek wil vir jou graag wys hoe hierdie teks dit vir ons wys. In vers 14 sluit Paulus af en hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Nou daai woord verkondiging kan ook vertaal word as prediking. En as julle aan die woord prediking dink julle dadelik aan 'n kansel of iemand wat 'n monoloog gee of iemand wat baie van hulle eie stem hoor. Maar die woord prediking het 'n hele ander konnotasie gehad in hierdie konteks. Nou, die vroeë Christene het besef, toe hulle hierdie evangelie moes gaan uitdeel, hulle gaan 'n ander woord moet gebruik om vir die mense te wys, hierdie is nie net een of ander lewensfilosofie wat ons vir jou gee nie, dis geskiedenis. Nou, die woord vir prediker is die Griekse woord kerks, en julle sien dit daar op die bord, en die werkwoord vir prediking is kereso. Nou, Paulus probeer sê, wanneer hy verkondig, is hy iets anders as iemand wat net 'n boodskap oordra. Hy is 'n aankondiger. Want sien, in daai tyd het mense nies anders ontvang as ons.
in die dorp was daar gewoonlik 'n bord gewees reg in die middel. En daar het 'n aankondiger gekom elke keer in die begin van die dag en enigiets wat jou lewe kan verander, het hy daarop gesit. Hy het eerstens dit hardop gelees en toe het hy in die bord vasgekap. Nou geliefdes, hy sou nie sagte nuus met jou deel nie. Sagte nuus is soos, hier 7 wenke hoe om gewig te verloor in 'n maand. Of dis wat die mense nou in Parys dra. Of dit is hierdie oulike kat op 'n video. Dis sagte nuus. Die nuus wat hulle in daai dae gedeel het met die mense was, daar's 'n oorlog wat nou uitgebreek het. Al die jong mans moet nou regmaak vir diens. Ons gaan nou trek. Daar het 'n vuur uitgebreek en dan gaan alles uitwis. Ons moet nou weggaan. Dis harde nuus. En wat Paulus probeer vir ons sê, jy moet 'n onderskeid maak tussen wat sagte nuus daar buite is, goeders wat jy kan besluit, moet ek dit nou aanneem, moet ek nie, en harde nuus, want hy sê vir ons in hierdie brief wat hy in Korinte skryf, die evangelie is harde nuus. Jy kan dit nie ontken nie. Dit gaan jou inhaal. Jy gaan dit voel in jou lyf. Jy gaan dit sien met jou eie oë. Die wêreld rondom jou is nie meer dieselfde nie. Dit is harde nuus. Nou geliefdes, ek weet nie of jy al ooit in die stad geloop het, daar in Kaapstad nie, maar oral is daar sulke advertensieborde. Jy weet, op 'n drom sê dit vir jou hoe om meer positief te wees, of hoe om jou huwelik te red, of hoe om 'n beter mens te wees. En jy weet, dis sinvolle goed, maar dis goeders wat jy kan besluit, ek dink is goeie raad nie, ek gaan dit maar los. En die wêreld het in die 20ste eeu 'n draai gemaak teenoor die evangelie. Dit het begin sê, daar's oulike waarhede deel van dit, maar ons moet nie meer vir mense sê, daar het 'n ou letterlik uit die dood uit opgestaan nie. Wie gaan nou dit glo? Dit gaan die storie ongeldig maak. Ons moet dit begin verdraai. Ons moet 'n beter pakkie vir mense gee. En dit het stadig en geleidelik gebeur. Maar nou is dit al oral. Dink daaraan. Wanneer laas het jy iemand hoor in die publiek oor Paasondag praat, oor waar dit werklik gaan? En dit nie probeer verdraai sodat dit meer ontvanklik vir mense is nie. Ons moet bewus wees daarvan. Paulus sê, hierdie is harde nuus. Dit het gekom. Dit is vir jou. Dit het met jou gebeur. God het sy enigste seun gestuur om vir jou op die kruis te sterf. En die woord is vervul. Hy het opgestaan. Dis harde nuus. Hoor jy dit? Verstaan jy dit? Glo jy dit? Deel jy dit? Of is dit vir jou sagte nuus? Is dit iets wat jy sê, ag, dis mooi, en jy blaai net om? Want dit is belangrik, geliefdes. Want dit bepaal hoe jy die res van jou lewe gaan aanpak. Hoe jy hierdie nuus ontvang, bepaal hoe jy in jou werk gaan optree, hoe jy jou familielede gaan hanteer, hoe betrokke is jy in jou gemeenskap, wat se huweliksmaat gaan jy kies. Hierdie nuus bepaal al daai goed. Dit doen. En Paulus waarsku ons in vers 14, as dit vir jou sagte nuus is, dan is alles wat ons op die kant sal sê sinloos. Dan is jou geloof ook sinloos. En hy wil sê, dit is nie. Dit wat gebeur het op daai dag, op die 3de dag, het alles kom verander. Dit is nie meer dieselfde nie. Want sien geliefdes, ander gelowe probeer vir jou verduidelik wie hy Jesus stelreëls langs jou, wat jy kan volg. En as jy elke dag dit tot die letter van die wet volg, dan sal jy dalk miskien die liefde en genade van God ervaar. Waar die evangelie vir jou sê, het iets gebeur. Die aankondiger het gekom, luister, ek is nou hier om vir jou iets te sê. Iemand het iets vir jou gedoen, vir ons. Verniet. En jy kan die liefde en die genade van God nou hê. Jy kan nou 'n verhouding met hom hê. Nie eendag as jy sterf nie, nou. Jy hoef nie meer jouself te bewys nie. Jy hoef jouself af te sloof nie. Jy hoef nie meer jou naam so hoog te hou nie. Mense moet my net sien en my erken nie, sodat net iemand in my gemeenskap is. Nee. Deur hierdie enkele daad van liefde
het God vir ons almal kom insluit. Almal. Maak nie saak wie jy is nie, waar jy gebore is nie, wat se taal jy praat nie. Jy is nou ingesluit. Maar ongelukkig, omdat ons eie wil het, jy kan besluit of jy het wil aanvaar of nie. En ek wil vir jou vra, geliefdes, hoe hoor jy die boodskap? Baie van ons stap al lank met hierdie verhaal, met hierdie geskiedkundige gebeurtenis, en sommige van ons het dalk vandag dit die eerste keer gehoor, maar ons kan maklik op dieselfde plek wees. Ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Dit is nog nie harde nuus vir jou nie. En geliefdes, verbeel jou, Paulus kom na hierdie mense. En onthou, in die antieke tye was geloof en filosofie gewoonlik vir die ryk mense, die mense wat gaan studeer het, mense wat geletterd is. Dink aan die Romeine, die Grieke, wat daar in hulle tempels gestaan het en hulle klete gedra het en gedebatteer het oor die goed. Geloof was gewoonlik vir hierdie mense. Maar Paulus kom na mense wat slawe is, mense wat swaar kry, wat weet wat seer en onsekerheid is, wat weet wat pyn is. En verbeel hoe hy daar gekom en sê vir hulle iets in die lyn van wie hy elke donker wolk het 'n silwer randjie. Dink jy hierdie mense sou dit as harde nuus ontvang? Nee. Maar verbeel jou, hy kom sê vir hulle, ek het vir jou 'n nuwe boodskap. Daar het iets gebeur op hierdie dag, namens jou, wat jou sal help om later in jou lewe, as jy het ontvang het, om dood in die oë te kyk en te sê, dood, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Angstigheid, jy gaan my nie oorwin nie. Pyn, ek sal nie aan jou klou nie. Ek sal aan die nuus klou. Want hierdie nuus is die goeie nuus. Dis die evangelie. Dit is wat hierdie mense gehoor het al die jare terug. En dit is wat ons vandag hoor. So dalk sit jy hier vandag. En jy het iets wat in jou lewe nou gebeur het onlangs. Of dalk is dit 'n paar jaar terug. Wat jy heeltyd mee worstel. Hoekom wil dit nie weggaan nie? Hoekom kry ek nie 'n antwoord op dit nie? Wanneer gaan dit stop? Geliefdes, dit stop vandag. Maar wanneer jy besluit het, ek gaan hierdie harde nuus ontvang en vir myself neem, dan gaan daar iets in jou kom, 'n krag, wat jy nêrens anders kan kry nie. En dit sal jou verander. Mense sal jou sien. Ek weet nie of jy al iemand gesien het wat deur 'n moeilike tyd te gaan het en nou gaan baie tyd verby. En daar's 'n ander energie op hulle. Ja, dalk glimlag hulle of hulle maak 'n grappie of hulle spring van vreugde. En jy vra, wat het met jou gebeur? En wat sê mense gewoonlik vir jou? Ja, ek weet nie. Ek weet nie hoekom ek nou so gelukkig is nie. Ek weet nie hoekom ek lag nie. Ek weet nie hoekom ek bly is nie, maar ek is. Die vroeë Christene, toe hulle hierdie nuus gehoor het ook nie verstaan wat is besig om met hulle te gebeur nie. Hoe hulle vir die res van hulle lewe anders sal wees as die wêreld nie. Die harde nuus het begin insink. Hulle hoef niks voor bang te wees nie. Hulle is nuwe mense. Is jy vandag 'n nuwe mens, broer en suster? Is jy? Is jy daar? En as jy nog nie daar is nie, moenie te hard wees op jouself nie. Want Jesus verstaan. Jesus kom ontmoet jou waar jy is. Paulus sê dit so mooi aan die einde van daai brief. Hy het eers dan na al die mense toe gegaan wat twyfel. Hy het na Petrus toe gegaan wat hom 3 keer verloon het. Waar hy gesê het, ek ken nie die man nie. En iemand anders vra hom, ken jy? Jy was by die man, ek ken hom nie. Dit was nie ek nie. Wat doen Jesus? Oomblik toe hy opstaan. Hallo. Ek sien jou, my kind. En ek is lief vir jou. Jakobus wat sê, ek kan dit nie glo nie.
Dit is onmoontlik. En hy kom en hy sê vir hom, Jakobus, vra jou moeilike vraag. Vra dit aan my. Gee my jou vinger, dat ek jou wys, waar is my seer? Soos jy hierso sit, en jy het moeilike vrae, en jy weet nog nie of jy het wil aanvaar nie, jy is welkom. Nes jy is, met jou seer, en jou onsekerheid, by die voete van die Here. Ons as 'n kerk, reg oor die wêreld, het die taak al versuim, om mense welkom te laat voel, met hulle moeilike vrae, en hulle onsekerheid, en hulle pyn. Maar geliefdes, ek kan jou waarborg, die Here sal jou nooit so laat voel nie. Die Here sal jou vashou, soos hy vir Moses in die rotskeer vasgehou het, en sê, ek is hier vir jou. Ek het vir jou harde nuus, goeie nuus. Die dood is oorwin. Want sien geliefdes, die wêreld wil vir jou sê, as jy bekommernisse het, moet jy dit ontken. Dis slegte gedagtes, dit maak jou negatief. Vervang dit eerder met positiewe gedagtes. En geliefdes, dis eintlik ontvlugting. Jy onderdruk dit wat jou negatief maak, iewers is dit diep in jou siel in, en dit maak jou bitter. Jy ontvlug. In Engels sê hulle, jy is in denial. Jy wil nie erken wat aan die gang is nie. En die evangelie is nie so nie. Die evangelie was eerstens verkondig vir mense, wat donkerte en seer intiem verstaan het, en hulle het hulle heeltemal verander. Hoekom? Want hulle daar ontmoet, in die donker kloof, soos Psalm 23 beloof het, al daai jare terug. Nou geliefdes, Paulus skryf hierdie brief, en meeste kenners stem saam oor hierdie historiese feit, 20 jaar net nadat Jesus opgestaan het. En hy sê, hy begin hierdie brief deur om te sê, hier's al die bewyse, en hy haal die evangelie aan. Hy sê, Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf, volgens die skrifte. Die woord is vervul. Hy het opgestaan, volgens die skrifte. Dis geskiedenis. Jy moet nou verstaan. En ek wil vir julle 'n kaart wys op die bord. Die man was besig gewees. Dis nie eens 'n hele kaart, ek het maar net die fokuspunt waar hy rondgewandeld. Hy was in Palestina, net voordat hy hierdie brief geskryf het. Geliefdes, sy vingers is gebreek. Hy is honger, hy is eensaam. Hy was gereeld in die tronk, gemartel. Hy kan amper nie eens meer goed sien nie. Maar tog verkondig hy hierdie nuus. Hy sê vir hulle, julle moet hoor. En geliefdes, ek kan jou waarborg. Iemand sal nie deur dit gaan vir iets waaraan hy nie glo nie, wat hy weet nie waar is nie. Hy was besig. Hy het mense opgelei. En wie hy, die mooiste van alles is, dis nie die enigste plek waar hy dit sê nie. In Handelinge 26, julle sal nou 'n foto sien van 'n gesprek wat hy gehad het met 2 konings. En hierdie 2 konings se name was Festus en Agrippa. En hierdie tyd was Paulus 'n gevangene. Hy is in 'n moeilike tyd. Hy's weg van almal wat hom ken, almal wat vir hom liefhet. Hy het nie ondersteuning nie. En die 2 konings het respek vir Paulus gehad, want hy was 'n slim man. Hy was intellektueel. Hy was bekend daarvoor dat sy preke mense regtig opgevoed het, en hulle het weggestap en hulle het beter verstaan. En hierdie 2 konings het gehoor van die evangelie, en dat hierdie man Paulus wat aan hulle tronk is, praat so baie daaroor, maar hy moet nou homself kom verduidelik. Vertel ons 'n bietjie daarvan. En dit wat ons net nou gelees het, hy begin dit vir hulle verkondig. Hy deel dit met hulle. En Festus sê vir hom, Paulus, ek het baie respek vir jou, maar ek dink al jou geleerdheid en al jou rondtoer het jou mal gemaak. Nee, hy sê vir hom reguit so, jy is nou mal. En hy sê vir hom, koning, nee, ek is nie mal nie, want sien, dis nie net ek wat so sê nie, daar's 500 ander broers wat hierdie gesien het. 500, die 12 apostels, die disippels, almal van hulle het gesien. Nie net ek nie.
Geliefdes, ek weet nie of mense goeters hallusineer in groepe nie. Dink julle regtig 500 mense het besluit, wie hy, ons gaan nou 'n kringetjie maak en ons gaan hierdie storie lewendig hou. Niemand budge nie. Daar's nie 'n manier nie. Mense sal nie swaar kry vir iets wat nie waar is nie. Maar mense sal deur pyn gaan as hulle weet hierdie nuus sal alles verander. En is nie al nie, Paulus stop nie daar nie en hy sê vir koning Festus, kyk na Agrippa, hy weet dis waar. Hoekom? Want Agrippa was 'n Jood gewees en hy het in Palestina geleef toe Jesus nog besig was om te wandel en te verkondig, so hy weet dis waar. En Agrippa is half omkant gevang dat Paulus hierdie kennis het en hy sê vir hom, jy kan nie my so vinnig laat bekeer nie, ons moet nou eers, jy weet, gee my kans, jy weet, dis ons as mense vra om jou te help by 'n funksie, ek sal jou môre laat weet, jy weet, mense soos, moenie my nou jou aanjaag nie. Maar Agrippa het geweet, toe hy na hierdie luister, en hy hoor die feite word neergelê, vir jy, dit is regtig so, hierdie verander nou als. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Maar hy het gestoei met 2 wêrelde. Die een wêreld is die waarheid, dat Jesus Christus ons Here en Verlosser is, en dat hy die koning is van alle konings. En die ander wêreld is sy wêreld, waar hy koning is. Waar hy mense bestuur, waar sy ja die laaste ene is. En wat met Agrippa gebeur ook met ons. Ons is so gewoond daaraan om te besluit, dis wat ek vandag gaan doen, dis waarin ek my tyd gaan spandeer, dis waarvoor ek my geld gaan gee, en dit nie. Dat selfs wanneer hierdie nuus kom, wat alles verander, dat ons nog steeds op die plek kan staan, wie hy, ek weet nog nie heeltemal nie. En Paulus sê, dis nou jou verantwoordelikheid, Agrippa en Festus, jy het nou gehoor, jy kan dit nie meer ontken nie, want dis die waarheid, en jy kan dit gaan toets, die mense leef nog, gaan vra vir hulle, ek het niks om weg te steek nie. En dieselfde so ook vir ons. Dit is nie net, elke donker wolkie, het 'n silwer randjie nie. Dit is anders. Want sien geliefdes, as jy na die Islam geloof kyk, Mohammed sê, God het alleen aan my verskyn. En ek behou die waarheid alleen. Joseph Smith, wat die Mormoonse kerk begin het sê, daar het Jesus self na my neergedaal in 3 apostels, en hy het gesê, jy sal 'n nuwe kerk begin. Hulle gelowe het in 'n hoekie plaasgevind, wat niemand weet waar dit is, en wat daar gesê word nie. Wat Paulus sê, het nie in 'n hoekie plaasgevind nie. Dit was in die openbaar, en daar was honderde ooggetuies. Honderde van hulle. Dit kan jy nie ontken nie. Dit is 'n feit. Nou, as jy vanoggend gehoor het, hierdie is 'n historiese gebeurtenis, dit is nie net 'n verhaal wat ek kan afwater na die dele wat ek van hou en nie hou nie. Ek moet dit hoor, ek moet dit ontvang, dit is nou hier. Dan begin daar iets met jou gebeur. En dis wat met Paulus ook gebeur het. Want onthou, Paulus sê in hierdie brief, ek is eintlik dit nie werd om 'n apostel te wees nie. Hoekom? Wat was Paulus se naam gewees voordat hy Paulus was? Saulus. Hy het Christene vervolg, want hy het geglo, dis dwaalleer om te sê, Jesus is die seun van God. En nou het hierdie man 'n heeltemal 180 gemaak. Hoekom? Want die Gees het hom kom ontmoet. Hy het iets gehoor, hy het iets beleef, en hy het gesê, ek kan nie meer dieselfde wees nie. Ek het vroeër vanoggend gesê, hierdie kan nie net nuus wees wat vir jouself hou nie, jy moet dit gaan uitdeel. En is iets wat ons so gereeld versaak, en ek sluit myself in, daar's elke dag 'n geleentheid, waar jy die evangelie kan verkondig, en geliefdes, jy hoef nie jou woorde te gebruik nie. Jy is welkom om dit te gebruik. Maar jou dade, hoe jy mense groet, hoe jy hulle help, hoe jy aan hulle vat, as hulle seer het, as jy vir hulle bid,
Daar gebeur iets. Die Gees werk deur jou as 'n instrument en daai wat gewoonlik sagte nuus is, begin harde nuus word. Dit is werklik so. Daar was hierdie bekende Franse filosoof, sy naam is Albert Camus. En hy het hierdie boek geskryf wat eintlik verskriklik depressief is, maar dit gaan daaroor dat mense eintlik nie die lewe gaan geniet nie, want jy weet jy gaan iewers doodgaan. En op 'n stadium in hierdie boek skryf hy praat nou met 'n denkbeeldige persoon. Hy vra vir hom, wat's een sanger of sangeres wat jy regtig geniet om na te luister? En hy sê, ek geniet gewoonlik om net gewone opera te luister. Okay, great. Verbeel jou, ek sê vir jou, dis nou 7 uur, ek gaan jou 7:30 doodskiet. Maar jy kan opera luister tot dan. Sal jy dit geniet? En hy sê, weet jy, ek staan gewoonlik eers 8 uur op, nou moet ek opera luister en ek weet ek gaan 1/2 uur doodgaan, ek dink nie, ek gaan dit gaan geniet nie. En dan maak hy sy punt, hy sê, alles in die lewe is eintlik maar sinloos, want jy weet, iewers gaan die musiek stop, en is verby. So hoe kan jy regtig iets ten volle geniet? Dis 'n wêreldse siening. En daar's baie mense wat daai as harde nuus ontvang. Daar is nie 'n doel in my lewe nie. Daar is nie hoop nie. Daar is nie vreugde nie. En broers en susters, hierdie verhaal kom sê vir ons vandag. Die musiek hou nooit op nie. Inteendeel, die musiek raak net harder en duideliker. Ek wil jou regtig vra vandag, broers en susters, verstaan jy dit? Verstaan jy wat vanoggend vir ons gesê word uit die woord? En tweedens, as jy dit verstaan, as jy dit regtig verstaan, glo jy dit? Glo jy dit? En ek moet bely, daar is daar wat my dade en my denke en my woorde bely dat ek nie doen nie. En daarvoor is daar genade. Daarvoor is vergifnis, maar daar's ook 'n geleentheid om te bekeer. Wat is die heel eerste woorde wat Jesus sê? Wat ons lees in die Bybel. Dis nie hallo, hoe gaan dit met jou nie? Bekeer en glo die evangelie. Volg my. Geliefdes, Jesus het vandag vir ons kom sê, op sy manier, my kind wat hierso sit in Bredasdorp, ek wil so graag jou ontmoet, en ek wil vir jou vertel hoe lief ek vir jou is. Inteendeel, ek wil vir jou wys, kyk, voel, vra. Die Here self wil jou kom ontmoet en hy wil jou lief hê. Hy wil jou ken. Hy wil 'n verhouding met jou hê. En in hierdie verhouding gaan hy vir jou woorde gee. Hy gaan vir jou krag gee wat jou hier gaan laat uitgaan. En jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Die aankondiger het so gesê. En mag dit so wees vir jou dat jy hier kan uitstap en sê op die derde dag het alles verander. Die graf is leeg. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, daar is nie woorde om ons dankbaarheid te spreek nie. Here, dit wat U vir ons gedoen het, verdien ons nie. Dankie daarvoor, Vader. Dankie. Here, mag ons U woord as harde nuus ontvang, dat ons sal uitgaan en anders wees. Here, die wêreld probeer vir ons sê, dit is gewone sagte nuus. Ons het vandag gehoor, dit is nie, dit het werklik gebeur. Here, ons bid vir ons wêreld, wat vol seer en onsekerheid is. Here, mense wat net hoër en hoër mure wil bou, verdeeldheid wil bring. Here, U woord sê self,
Daar waar U God is, daar waar U teenwoordig is, daar waar U kinders is, daar is 'n eenheid, daar is 'n liefde, daar is 'n tipe genade, daar is 'n vreugde. En Here, ons vra dat ons dit nie sal stilhou nie, maar dat ons sal uitgaan en dit verkondig. Amen. Geliefdes, ons nog geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Seën ons Here God, seën Afrika, laat haar klag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, seën ons in Afrika, van Afrika. Dan Heer, o Gees, Heilige Gees. Dan Heer, o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Lei ons, o Heilige Gees. Hou U hand, o Heer, oor Afrika. Lei ons tot by eenheid en begrip. Hoor ons as ons hier om vrede vra. Seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Dan Heer, o Gees, Heilige Gees. Dan Heer, o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Lei ons, o Heilige Gees. Kinders van Afrika, Kosi, Sikele. Geliefdes, kom ons draai die dankoffers op na die Here toe. Vader, dankie dat ons die geleentheid het om te gee. Nie net met ons geld nie, maar ook met ons gawes en ons tyd. Here, ons vra dat daar nog geleenthede sal kom waar ons kan uitdeel, waar ons kan opbou, waar ons liefde kan saai.
Here, ons vra dat U Gees vir ons sensitief sal maak vir oomblikke soos dit, dat ons sal uitgaan in die wêreld en hierdie wonderlike nuus en liefde deel. Amen. Geliefdes, ons het nou geleentheid om af te sluit deur om 'n slotlied te sing, en die lied se naam is Bring lof aan die Vader, lied 205. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam. Geliefdes, voor ek sien uitspreek 'n laaste afkondiging. As daar nuwe intrekkers hierso is, sal julle asseblief na die einde van die erediens net vorentoe kom dat ons net julle kan opneem en julle verwelkom. Wonderlik. Broers en susters, kom ons ontvang die seën van die Here. Vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle vrede gee. Amen.